skeer dit in minder, soos duisende spikkelvlinders wat wegdwarrel in die wind. Voorsitter, dis versreels uit naskrif, 'n gedig uit J.J. Opperman se pen. Ons kan nie die naskrifte of byvoegsels wat in ons daaglikse lewe aan ons gerig word, sommer net laat wegdwarrel in die wind soos disselrons nie. Die lewe is vol uitdagings. Dit verg 'n besonderse balanseertoertjie om die rykdom van om te leef ook nog te geniet. Ek gaan u vandag daarvan oortuig dat die keuses wat jy maak, jou tydsbesteding en die grense wat jy stel naskrifte is, wat die vlerke in ons lewe is, en wat kan maak dat jy elke dag begroet met 'n huppel in jou stap en dat jy deur die lewe sweef. Eerstens, moet ons keuses as naskrifte op ons dagblaaie aangeteken word. Jy maak keuses en dan maak jou keuses jou. Lewenslang doen keuses op bepalende oomblikke op. Ons staan elke dag voor honderde keuses. Wat om te sê, hoe om te reageer. Die keuses wat ons maak het 'n groot impak op ons lewe. Sommige keuses kan jou lewe ontspoor en ander kan jou lewe optower. In die artikel Wanneer keuses kopgrappers raak, in die Rooi Rose van Augustus 2025, skryf Dr. Jan Niemann, lewensafrigter en stigter van Consulting Rescript, dat volwassenes daagliks ongeveer 35.000 besluite neem. Hy sê verder, as jy soggens jou oë oopmaak, maak jy reeds 'n keuse, wat die vertrekpunt is van jou dag. Gaan ek huiswerk doen of nie? As ek dit gaan doen, wanneer gaan ek dit doen? Ook die keuses tussen reg en verkeerd, soos 'n besluit met wie ek vriende is. Ek weet baie goed dat om hierdie keuse te maak, soms 'n tamaletjie is. Ek weet ek is in die oë, nog nat agter die ore, maar my wyse ouma het eens iets in my oor gefluister. Zinai, wil jy lewe of wil jy net bestaan? Toe ek my kleindogtertjie skoene verruil het vir hakskoene, het ek besef, daar's nie 'n opsie van miskien lewe nie. Dis een of die ander. Wil jy net bestaan? Of kies jy, saam met my, 'n lewe op die vlekspan van 'n albatros? Die tweede byvoegsel wat die lewe uit balans kan gooi, is tyd. Daardie sergeant wat met sy dirigeerstokkie die sekonde strak laat verby marseer. Dit is die wedloop van die lewe. Dit is opwindend en uitdagend, maar die feit dat hierdie lewensreis binne die raamwerk van tyd afspeel, voorkom dat ek en jy nie beheer het oor die spoed waarteen dit versnel nie. Die mens het baie ontwikkel sedert die tyd toe stokkies, gedenknaalde en sonaanwysers gebruik moes word om tyd aan te dui volgens die skaduwee wat die son gooi. Vandag is ons afhanklik van oorlosies, selfone, dagboeke, rekenaars, noem maar op. Dit alles help ons om ons tyd beter te kan benut. Soms wonder ek of dit help. Ek hoor baie keer die mense sê, "Sjoe, die tyd vlieg." Dames en here, hoekom dan nie die vlerke gebruik om bo hierdie besige lewe te begin sweef nie? Hoe besiger ons word, hoe belangriker is dit dat ons by ons tydskedule hou. Professor Anton van Niekerk, professor en hoof van die departement van filosofie aan die Universiteit van Stellenbosch, skryf op 21 Januarie 2021 in sy rubriek Tyd is kosbaar op marulamedia.co.za. Tyd gaan verby en ons moet ons tyd effektief aanwend. Hy beklemtoon dit oor en oor, dat ons die dag moet aangryp. Carpe diem, dit mag dalk jou laaste wees. Grense, die derde waaksame byvoegsel om die lewe te balanseer.
Om duidelike grense te stel, is noodsaaklik vir 'n gesonde, gebalanseerde leefstyl. Grense beskerm jou en hou wag oor jou eie ruimte, te midde van dolle raskop afdae. Om duidelike grense te stel, beteken nie 'n ingeperkte lewe nie. Grense beïnvloed alle areas van ons lewens. Ek is 'n koshuisbraak en het sommer vroeg daar geleer dat vrese, skuldgevoelens en selftwyfel groot slaggate is by die stel van grense, maar het in 'n japtrap besluit om uit selfrespek vir myself toestemming gegee om duidelike grense te stel en daarby te hou. In 'n potgooi van Lenet Beer, lewensafrigter en motiveringsspreker, oor luister na jou woede en stel duidelike grense, geplaas op 10 Julie 2024. Op die Voelgoed webtuiste sê sy: om uitbranding te voorkom, is dit broodnodig om duidelike grense te stel. Duidelike grense is nie net goed en veilig vir jouself nie, maar vir almal anders rondom jou. Dames en here, ons moet die ritme van die lewe leer. In die wêreld waar die onbereikbaarheid besig is om te verdwyn, bly ons almal steeds in die wedloop. Maar in hierdie wedloop is die vinnigste nie die wenners nie. Nee, dis hulle wat so deelneem dat hulle lewe nie leegloop nie. Hulle sien nog die mooi, hoor nog elke stem, vertoef by die dinge wat waarde het. Keuses is deel van jou lewe. Kies wat jy in jou lewe wil hê en styg op in die sekerheid van jou keuses. Tyd is die natuurlike manier om te voorkom dat alles nie gelyk gebeur nie. As die tyd vlieg, gebruik die vlerklap en breek deur die tydsketting. Grense. Met vaardighede en vertroue, getrek op jou binnekompas, om op jou eie lewensroete te stap, te midde van die gejaagde wêreld. Op die manier sal jy die balanseertoertjie 100% bemeester en sal geen naskrif in jou lewe wegdorrel in die wind.